Daar sy. Baie dankie, daar's genoeg tyd nou, né? Yes. Ja. Ja. Okay, ek gaan net gou in die kar praat, Isak, hoor. Nee, 100%. Net uit te staan waar daar goeie sein is, net 'n oomblikie. Okay, 100%. Dankie. Die waar ek bly is, hier sein verskriklik swak, hoor. Okay. Ek kom maar selfs met my hoor. So is dit nou vir Stompie ook op die lyn? Stompie kan sê van dit goed met oom. Baie goed en self. Nee, dit gaan goed. Ons kan nie kla nie. Dit reën lekker. Ons boere geniet dit oom. Ek glo ons winter is op pad hier in Belfast, hoor. Ja, dit raak nou vinnig koud daar, nee oom. Verseker, jy ken mos hierdie Belfast, is 'n koue plek. Ja, oom. Ja. Jy's welkom enige tyd. Okay, 100%. Stompie, is jy reg? Ek is reg, dan is ook gladwy. Okay, dan skop ons hom af. Welkom by hierdie week se aflewering van die Rally Ride Dagboek, 'n weeklikse potgooi wat handel oor rally rides in Suid-Afrika en die res van die wêreld. My naam is Isak Beitel, ek is 'n aktuaris van professie, maar 'n groot aanhanger van hierdie wonderlike en spesiale kategorie van motorsport. En aan die ander kant van die mikrofoon sit my mede-aanbieder en die werklike kenner van alles wat rally ride aanbetref, die alombekende Stompie Meinhardt. Stompie, hoe lyk dinge daar in Stella? Hallo julle, my naam is Stompie Meinhardt. Ek bly in 'n klein dorpietjie met die naam van Stella in die Noordweste. En groot liefhebber van rally ride. En ja, ons is baie bevoorreg om met Cassie vanaand te gesels. En ons sien uit na al sy stories. Baie dankie, wat 'n groot voorreg om saam met julle op die lug te wees vanaand. Ek is in Belfast vir die laaste, seker so 45 jaar in hierdie koue winterdorpie. Maar ons haal asem en ons gaan elke dag aan vir nog 'n dag. Ag nee, wonderlik. So in hierdie aflewering, ons gaan hoofsaaklik fokus op Cassie Coetzee se loopbaan in motorsport en maar ook 'n bietjie sy indrukke kry van die huidige stand van sake van die kompetisies en die mededingers beide plaaslik en internasionaal en ook hoe dit ontwikkel het sedert oom Cassie op die renbane was. So miskien net as ek kan afskop so 'n bietjie inleiding. Cassie Coetzee, oftewel soos oom Cassie soos ons hom alom noem en hoe hy bekend staan, is werklik 'n Suid-Afrikaanse motorsportlegende wat aktief was meestal in die laat 1970s en 1980s en tot in die vroeë 1990s in tydrenne voor hy oorgeskakel het na veldrenne, oftewel wat deesdae bekend staan as rally ride. Oom Cassie, jy's 'n ware motorsportlegende in Suid-Afrika en ons sien uit om bietjie vanaand meer te hoor van oom se loopbaan. So kom ons skop miskien af met die beginjare. In 1971 toe neem ek en Tommy Fraser die oorspronklike internasionale tydren deel, die B&U. Dis 'n tydren wat in Pretoria begin het en Lorenzo Max klaargemaak het na so 3000 km. En ek moet vir jou opvolg en ons het baie goed gedoen. Jan Hetteman, Willem van Heerden het hom gewen in 'n Ford Piranha, maar ek sal dit nooit vergeet nie. Ons was tweede met ons Datsun Triple S, natuurlik finansier daai jare deur Trustbank. Ek het my maandelikse paaiement betaal, maar alle geweld wil ek net motorsport doen. En toe ons by die grenspos kom, toe moes ek sy kar nog deur die grenspos trek, terwyl hy nie meer loop nie, toe hy stikkend. So was die tydren nog so 100 km langer, kon ons dalk algemeen gewen het. Maar 'n hartseer storie in 1972, toe ek 'n nuwe motor gehad, ook deelgeneem aan die B&U, en ons het derde algeheel gekom, dis wat ons vermoed het, en die aand voor die prysuitdeling, toe is daar 'n protest, toe sien ek, hulle het my gevang in 'n spoedklopval in Louws Creek area, 90 ry in steede van 80, toe is ek gediskwalifiseer. So ek wil vir jou net duidelik stel, motorsport het my ook harde maniere geleer. Nee, dit was daardie moes nogal 'n uitdagende era gewees het en ook om daardie tipe teleurstelling te kan verwerk. Maar dan volg daar 'n rits bekende tydren oorwinnings en nasionale klastitels en insluitende 'n oorwinning of twee met die Nissan Skyline teenoor die formidabele vierwiel aangedrewe Audi Quattro. Oom Cassie, wat is jou herinneringe van daardie era? Ja, dit was 'n wonderlike tyd gewees in my lewe gewees. Jy weet, voor dit het ek natuurlik baie van die Datsun Triple S gehou, by die fabriek eers deelgeneem
En daar het ons eers die Molly Slip Rally ook gewen wat 'n nasionale tydren was, maar toe nooi Hannes Grolder en Chris de Wit, as ek reg kan onthou, ek met die wiel Skyline ry, en dis 'n beginstadium gewees, die wiel, dis 'n prototipe, ek sal nooit vergeet nie, hulle het vir Hannes gesê, as hierdie kar nie werk nie, dan betaal jy hierdie Skyline, toe sê Hannes is reg, en Hannes en sy mense het die kar gemaak werk, en toe bou hulle vir ons daai ongelooflike Nissan Skyline. En dit was 'n groot plesier geweest om daai motor te ry. En ek moet jou sê, ons een van die groot oorwinnings was die Nissan internasionale tydren wat in die Kaap geborg word ook deur Nissan, en toe myself en Wiley die algemene wenner gekry, en Sarel was tweede as ek reg kan onthou. Ja, dit was in 1986 met Wiley Harrington in die formidabele Nissan Skyline. Ons het 'n bietjie Dis korrek, dis 'n vriend Wiley was 'n ongelooflike mens geweest. En ja, ons het werklik maar fees gevier daai aand, want ons was heel verbaas geweest dat ons kon dit wen. Ja, fantasties. Ons wil 'n bietjie fokus op veldwedrenne, oftewel rally ride soos dit nou algemeen bekend staan. Wat het gelei na die uiteindelike oorskakeling na rally ride? Weet jy, die era Skyline het tot 'n einde gekom. En toe het ons die Skyline tot einde kom, toe van ons met soos die era Skyline daai, wat net nie wou werk nie, en ek het hom lank probeer, en ek kon net nie sukses met die kar kry, nie een van ons nie, en toe besluit ek het nou genoeg gehad, ek hou op, en ek was nie lank by die huisie, toe bel Richard Leek my, en deur Toyota se mense vra hulle of ek nie sal belangstel nie, toe sê ek enige tyd, en Philip Malang het al met Richard Leek deelgeneem in hierdie spesifieke Hilux, en die Hilux se naam was Fred, en daai voertuig staan vandag iewers nog in Vryburg, as ek reg kan onthou, en ek glo of in Stella of Vryburg of iewers bestaan daai Hilux nog, en sy naam is Fred, en dit was 'n ongelooflike goeie ondervinding om saam met Richard Leek die tydren te doen. Weet jy, en ons het in 1983, as ek reg kan onthou, toe wen ek die Dak van Afrika, ek en Richard, in die Hilux, en dit was een van die groot oorwinnings daai vir my, en natuurlik die jare daarna het ons die woestynwedren ook gewen, wat regtig merkie in my lewe gemaak het. En dit was ook 'n era gewees waar dit natuurlik 'n groot kompetisie was, waar Nissan ook toegetree het tot veldwedrenne, en dan die kompetisie tussen Toyota en Nissan. Was dit 'n kom ons sê 'n maklike oorskakeling tussen die groot name, Nissan na Toyota toe, of was daar maar 'n bietjie kom ons sê 'n goeie tweestryd gewees tussen die Nissan en Toyotas in daardie era? Ja, ek was nie indirek mee toe betrokke by dit nie, want Hannes het die span gelei en Nissan was baie sterk teenwoordig, en Toyota was natuurlik deel van AP Reyneke, as ek reg kan onthou, AP en Roger Helton, hulle het die vlag gehou van Toyota. Ek was nie indirek daarmee betrokke gewees. Ek sien. Mens sien hedendaags nogal baie gevalle waar baie suksesvolle rally ride of veldwedren bestuurders eers hulle tande slyp met tydrenne. Jy weet, so ouens soos Carlos Sainz en Arie Vatanen en hedendaags Sebastian Loeb en Nasser Al-Attiyah en Colin McRae, Wyle Colin McRae, en dan ook ons plaaslike bestuurders en legendes, soos jouself, Cassie, Hannes Grobler, en dan ook Henk Lategan, Guy Botterill en so meer. Was dit altyd gesien as 'n natuurlike ontwikkeling vir 'n tydrenbestuurder om oor te skakel na rally ry toe? Of was daar spesiale vaardighede by die tydrenbestuurders so 'n bietjie 'n voordeel gegee het, wat dinge bietjie makliker gemaak het? Jy weet, ek sê eerlik met jou, jy kan of jy kan nie, en ek voel net jy daai sintuie in jou, dis 'n gawe wat jy van bo ontvang. En vir my was dit glad nie moeilik van tydrenne na 'n veldwedrenne toe, dis hoe ek dit nou maar noem, want ek het daai stamina in my gehad, ek het daai uithou vermoë gehad. Jy weet, die Desert Race byvoorbeeld was 'n Vrydag het jy om 70 km gery, en dan kry jy wegspringposisie vir die volgende dag. En dan die Desert Race was 500 km ry non-stop, behalwe by 'n stopstraat.
oornag ons in die middel van Botswana, maar ook al, en dan die sondagoggend kom ons die 500 km terug. Dis vandag 'n bietjie anderster, want daar moet gereeld brandstof ingeneem word, en hulle kry 'n ruskansie, want ek glo die voertuie is heelwat vinniger vandag as dit toe ons daar was. Hoe was die atmosfeer gewees tydens daardie, want dit moes 'n geweldige avontuur gewees het om in daardie tyd so ver te ry, in die wildernis te oornag en dan weer verder te ry. Was die spanne baie op hulle eie gewees, of was daar oor en weer gekuier en bietjie geskert? So wat is die herinneringe van daardie era van die woestynwedren? Ek het die vrymoedigheid om vir jou te sê, ons het met almal vriende gewees, hoor. Daar was nie spanpraatjies gewees nie, ons was almal groot vriend daar in die middel van die bos, en die volgende dag dan is ons die oppositie vir mekaar. So daar was nie 'n wrywing nie, daar was altyd maar 'n glimlaggie gewees, maar dit was net 'n voorreg om daaraan deel te neem. As mens bietjie nou fokus op daardie era van geweldige sukses vir die Castle Toyota Hilux span met jouself, Cassie Coetzee en die wyle AP Reyneke agter die stuur, wat vir jare die nasionale reeks oorheers en gedomineer het. Dit was een van die goue eras vir die Toyota fabriekspan. Hoe was dit, wat is kom ons sê die blywende herinneringe in daardie tyd, en ook vir AP Reyneke wat so vroeg van ons weggeneem was, hoe was hy as jou spanmaat gewees? Ek het nie 'n probleem gehad, hy is altyd lekker gesels met AP. Sy eerste vrou se naam was Thelma gewees, toe sy oorlede is, toe sy begrafnis gegaan. Ons was regtig groot vriende gewees. Ons het altyd mekaar herken en mekaar respek betoon. So dit was oppositie, moenie 'n fout maak nie. Hy was in 'n vinniger voertuig as ons, daai dae toe hy die Land Cruiser ry, het ons in 'n gewone Hilux gery saam met Okkie Fourie. En dit was kompeterend, ons voertuig was nie so vinnig soos die Land Cruiser nie, maar glo my, ons het elke oomblik terdee geniet. Jy weet, is 'n spanmaat, hulle gee vir jou die voertuig, jy moet sorg vir jou eie navigator, een waarmee jy kan oor die weg kom, een wat jy kan vertrou, een wat stamina het, en daar moet ek jou eerlik sê, Richard Lake is nog steeds 'n groot legende in my oë. En ek het baie jare saam met Okkie Fourie ook gery. Ons was goeie vriende. Of ek nou 'n Toyota Condor gery het vir 2 jaar lank, dit was 'n groot ondervinding vir ons gewees. En dit was net 'n voorreg om deel te wees van Toyota Motorsport. Nee, dit is 'n ongelooflike tyd gewees met soveel goeie herinneringe. Miskien net ook, as mens kyk nou as 'n fabrieksbestuurder wat nou meegeding het, in 'n baie, kom ons sê, die velde van voertuie was nogal groot gewees, en daar was baie, meerendeels nie fabrieksbestuurders. En sluitende baie van die uitgeslaapte en kompeterende bestuurders in die spesiale voertuie kategorie. Wat was jou herinneringe gewees van die twee stryd tussen die fabriekspanne en daardie spesiale voertuigkategorie ouens soos Bux Carolyn, Klaas Degener, Frans Chipek en Richard Schilling en so aan? Jy weet, ek moet nou weer terugbeweeg hier dan, maar kom ons noem dit die Bats, of wat noem hulle daai karre ook genoem, ons noem dit die Sandmaster. Hulle was oortuigend, hulle het ons gewen in alle opsigte, tot Hannes 'n Nissan Safari gebou het, en nou ja, die voordeel met die Nissan Safari, Hannes het 'n groot brandstoftank gehad, en die Sandmasters moes gereeld stilhou vir brandstof, wat ons nie nodig gehad nie, maar ten spyte van dit, het Hannes 'n ongelooflike voertuig gebou, en ek het die voorreg gehad om te ry toe Hannes baan toe gaan, toe ry ek die voertuig, en ek sal nooit vergeet, my eerste wedren in die Safari was by Toyota gewees, ook 'n 400-500 km, en myself en Wiley, en ek sê nou aan Wiley, maar waar is die ander karre, maar ons is los voor, maar jy het nie idee waar jy op die pad nie, en so 50 km voor die einde, toe breek die linker agterwiel af, en ek sê, 50 kruis, nou, jy weet, jy kan nie op die voorwiele staat maak nie, want as daai een vonk op die trek op daai brandstof wat nog oor is, dan is die voertuig veras, dan is daar niks oor nie. Toe besluit ons trek nou maar ons het amper ons eerste oorwinning gehad in Toyandou met die Safari bakkie wat Hannes gebou het. Maar na dit het die Sandmasters was altyd nog 'n tweestryd. Toe deel hulle ons op in 2 klasse. Die Sandmasters is hulle en die produksievoertuie ons hulle. So as die Sandmaster wen en die Hilux of wat ook al kom, dan het ons afdeling gewen. 2 verskillende kategorieë wat hulle
telings wat ons gehad het om deel te neem. Ek dink wat Rally Ride ook baie uniek maak is dat op die ou end is dit maar dis 'n handjievol van fabrieksbestuurders of professionele bestuurders, weet in die fabriekspanne en dan natuurlik jou groot getal amateurs maar soos iemand vir my eendag gesê het, almal het gedink hulle kan wen, weet en almal was kompeterend geweest. So dink jy dit was as jy nou so 'n fabrieksbestuurder opgedaag het met jou Toyota weet overall en weet nuwe voertuig en die spanne wat dit ondersteun het, was dit so 'n bietjie ekstra druk geweest en ekstra teiken op jou rug vir die ander ouens op te jaag of hoe het jy daardie deel aspek ervaar? Jy weet, as jy in 'n fabriekskar is, dan verwag hulle wen van jou of 'n goeie klasoorwinning afhangende wat 'n klas jy is. Maar die persoon wat privaat ry, het ek groot respek vir, want hy doen dit uit sy eie sak uit. En glo my, daar is van hulle wat ons gejaag het en probeer verbygaan het en ons probeer wen het. En ek glo daar gaan seker wees van hulle wat ons gewen het, maar die drukking was altyd aan, ons moet voor die private huis klaarmaak, want ons het 'n voordeel wat bande, brandstof en alles betref. En die ou wat privaat doen, suig maar in die agterspeen, want hy het nie die regte toerusting as die voertuig soos dat die fabrieksvoertuie het nie. So dit is altyd maar 'n tweestryd gewees. Ek nou iets ek kan byvoeg, oom, sê gou vir my, as oom hulle meganiese probleme gehad het, was oom Cassie hulle bietjie opgelei op die voertuie, of het oom hulle maar self geweet wat om te doen, of hoe dit gewerk, oom Cassie? Weet jy, ek kan jou vertel hier in Botswana, ry ek en Richard Diek, dit wys jou net wat so goeie kameraadskap was daar. En ons voertuig se, kom ek gebruik het, propshaft, die dryfas breek in die middel van nowhere. En daai tyd het Cliff Barker baie goed gery met die Land Rover. En wat ons nie mag doen nie, wys jou net hoe goeie kameraad is daar. Toe tel hulle my op met die chopper, vat my in na die diensspan toe, ek laai dryfas op, vat hom terug, ons installeer hom en ons maak nog klaar sonder dat iemand geprotest het. Ons het nie gewen nie, maar ons het wel klaar gemaak. Ja, dis die belangrikste van rally ride, oom. Hulle sê first finish to finish first. So Ek wou nou net vir jou noem, ou Gilo het dit altyd voor in my Hilux gesit. Jy weet of watter bakkie ek ry, of wie die bakkie voorgery, daai selfde bewoording, en ek moet teen dit vaskyk want dis vlak voor my oë geskryf hier. So jy moet nie altyd 10 bendes ry nie, jy moet maar so 'n bietjie ligvoet ook ry soms, jy weet. Nee, dit is so, oom, maar ek moet maar oordeelkundig wees, sal ek sê. En sê vir my, oom Cassie, nee, in daai jare toe oom nou gepraat het van die Nissan Safaris, dis in die tye wat ek en ek dink Isak ook, wat ons toe nou begin wakker word en begin rally ride kyk en Jessie, ek dink 'n Nissan Safari sal nog lank is in ons dagtes bly, oom. Dit was lekker voertuie. Jy weet, ek het baie hoogtepunte en laagtepunte gehad. Een van hulle was ook in Botswana gewees. Ek en Richard is los voor en ja, ons ry, en jy weet, is redelik bebos daar in die volgende oomblik, dis die eerste dag, as ek reg, die tweede laaste dag, ry ek, en hier spring hierdie ongelooflike groot Nguni bil voor my Hilux in. En, maar dit was toe die einde van ons, die verkoeler is stikkend, en dit is stikkend. Jy weet, dit is as jy eerst op die pad is, dan vat jy maar 'n risiko in elk geval, veral in Botswana, want hulle verwag nie daai karre kom teen daai hoë spoed in nie. En wat so alles, jy weet, my Hilux het 'n drukaanjaer gehad, dit maak hom nog sagter, jy hoor hom nie aankom, en toe spring daai Nguni bil voor ons in, en nou ja, ek het gehoor 6000 poelers later, en moes ou van Sure, wat is die ou se naam, ek kan nie onthou wie dit gaan betaal nie, maar in elk geval, dit was groot skade vir ons Hilux gewees. Sure, ja, dit is altyd net verlig as daar, kom ons sê, as daar weggestap word van so ongeluk af. Is ek reg as ek onthou, daar was 'n tyd gewees waar oom Cassie terug is na die tydrenne toe, maar met 'n Hilux tussen die sedan voertuie. Is dit korrek? Dis heeltemal reg. Toyota het weer vir ons 'n voertuig gegee, ons het Zimbabwe gedoen, eers met Fred, met die Hilux saam met Richard Diek, en toe's ek en Piet Swanepoel ook in Zimbabwe gaan ry, en ons het Fred ook in die Castrol tydren gebruik, hoor.
En Toyota was baie sterke motorsport hoor en werklik ek het elke oomblik van my lewe of dit 'n tydren was of 'n veldtydren of rally ride was, ek het elke oomblik van my. Ek het gelewe vir motorsport en ek doen dit nog steeds. Nee, dis fantasties. Maar net op daardie punt, hoe was dit gewees om, want my sien dit nie baie nie, my sien nie in die WRC byvoorbeeld dat daar nou 'n kom ons sê 'n veldwedren of 'n rally ride voertuig tussen die sedans is nie. Hoe was die terugvoer gewees tussen die teestanders, want dit moes ook seker iets gewees het wat baie uniek was vir daardie era. Ja, dit het nie lank aangehou nie en toe vra hulle ons glad nie meer deelneem nie want dit afbreek aan tydrenne. Dit is nie toelaatbaar en ongelukkig toe ons stop mag geen, want net inskrywings te kry, daar 3, 4, 5 ekstra bakkies is wat deelneem. Ons ry heel agter in elk geval, maar toe sit later van tyd nie meer. Ons het afbreek gedoen aan tydrenne. So toe is dit algeheel gestop, maar ek het dit baie geniet, veral die Castrol met die highlights. Dit was ongelooflik geweest. Ek kan dink dit moes lekker gewees het. Ook as jy deesdae kyk van die WRC wat in Kenia plaasvind, die Safari Rally is. Mens kyk in die toestande wat daardie ouens met hulle lae suspensie sedan motors moet deurgaan. Dan wonder ek baie keer of 'n Tion Plus nie dalk sou beter gedoen het nie. Baie beter vir al die motors wat jy vandag kry, weet wat geneelde byvoorbeeld forseer nou wees. Daai voertuig gaan algeen wen want hy sy onderstel is net ontwerp vir daai gate, die modder. Hulle gaan algeheel wen. Hoor wat ek vir jou sê, hulle gaan algeheel, maar dis nie toelaatbaar nie, ongelukkig. Dit sal ek kan net dan hoe lyk daai laaste karretjie as hulle nou met so 'n hele reis klaar is. Ek dink daai karretjie het redelik baie padde wat hy net moet vir my heeltemal oor. Ek lag daaroor, maar kyk, die safari was nooit maklik nie. Weet jy, ek kan hoor hoe brommel. Ek kan hoor want jy kan nie te vinnig ry nie want as jou kar middelteer. So ek kan hoor hoe grommel. Ek kan dit hoor. Ek kan nie glo hulle neem dit daar deel nie. Regtig hoor. Dankie. As ons 'n bietjie kyk na navigators. Oom Cassie, jy het genoem van die belangrikheid van navigators en die kwaliteite wat jy spesifiek gesoek het in navigators en die verhoudings wat jy ontwikkel het om suksesvol te wees. As ek so 'n paar van die name kan deurkyk, Tommy Fraser, Wiley Harrington, Vic Diner, Frans Boshoff as ek reg is, Ivor Peltz, Richard Leek en selfs Piet Swanepoel. Ja, dis reg. Ek het hulle het almal saam met my gery, of ek saam met hulle in elk geval. Ja, dit was ongelooflik hoor, glo my. As mens nou terugkyk na, ek dink 'n goeie navigator, dit lyk so of daar deesdae soveel meervuldige rolle is wat gespeel moet word buite die roete aanwysing. Werktuigkundige, ek dink veral met die rally ride is belangrik, maar dan ook amper sielkundig, in terme van bietjie motivering en aansporing en selfs ook 'n manier om die atmosfeer so bietjie lig te hou. Was dit 'n belangrike deel gewees van daardie navigator-bestuurder verhouding? Hoorie, om eerlik vir jou te sê, ek sê altyd, jy weet daar's 4 goed. Die ou wat die voertuig voorberei, die motor wat jy ry, die drywer en die navigator moet 'n kombinasie wees, 'n goeie kombinasie. As een ontbreek, dan breek die ketting ook. Ja, dis hoe ek voel. Jy weet, maar dan moet jy ook vat wie's beskikbaar, wie kan saam met jou ry. Maar ek wil kies om by een persoon te bly, want julle leer mekaar ken. Piet Swanepoel was 1 of 2 keer saam met my gery, moeilike navigator. Richard Leek is 'n tops, hy's baie professioneel. Wiley Harrington was 'n ongelooflike man in motorsport, in tydrenne spesifiek hoor. En en dan op die vriend ook baie veldrenne saam met my gery. So dit wissel van persoon tot persoon. As ons 'n bietjie kan kyk na die verskillende wedrenne, die Dak van Afrika, die Roof of Africa wat deesdae nou ongelukkig net die motorfietsse behels, maar in daardie tyd was dit die voertuig wees en die motorfietsse. En as mens dit nou vergelyk met die woestynwedren wat baie anders is, baie meer plat en oop en miskien bietjie vinniger snelhede, was daar spesifieke wedrenne wat vir jou meer aantreklik was en wat jou bestuurstyl meer gepas het as ander?
jy weet, ek gaan die Engelse terme gebruik, jou mindset moet reg wees vir die dak van Afrika. Dis die rofste paaie wat jy kan kry, die grootste klippe om oor te gaan, sonder om iets te beskadig. Die woestynwedren is meer oop. Ek het baie van die woestynwedren gehou. Vir alles daar 500 km gery het en jy oornag daar in die middel van nowhere, nêrens nie. Dit is wat so lekker kameraadskap tussen die maatjies was, werklik. So ek het eintlik die woestynwedren die meeste geniet.